As jy lank jou Bybel wil voorberei, ons gaan lees uit Genesis hoofstuk 1. Dis gewoonlik 'n goeie plek om te begin lees. En dan gaan ons ook kyk na Johannes hoofstuk 1 en dan na Matteus hoofstuk 17. Kom ek bid vir ons. Jesus, het gaan alles oor U. U is in die middel en ek vra ook sommer net vandag, dat U vir ons 'n openbaring sal kom gee. Dat alles oor U gaan. Heilige Gees, kom maak dit vir ons duidelik. Daar waar daar onsekerhede is net oor U woord, soos wat ons praat oor die Bybel, kom maak dit vir ons duidelik, dat dit alles wys net na U toe. Amen. Amen. Nou kom ek begin met 'n vraag. Op watter manier is God betrokke in jou lewe? 'n groot vraag wat mense vra is op watter manier gryp God in die wêreld in en in ons lewe. Nou ek dink almal van ons, weet ons is Christene, ons sit hierso in 'n kerk vanoggend. Ek sê seker jy glo dat die Here is betrokke in die wêreld en dat hy is betrokke in jou lewe. Maar hier is my vraag, hoe? Op watter manier gryp God in en raak betrokke in ons lewens? Hoe werk hy in ons lewens in? Mense sê dikwels goed soos, jy weet, hulle het 'n belewenis van die Here gehad, of die Here het ingegryp in my lewe. Ons sê selfs soms ander goed, byvoorbeeld soos, ag jy weet, alles wat gebeur, is daar seker maar 'n doel, want God doen alles met 'n doel. Maar ek weet nie of ek heeltemal saamstem met daai stelling nie, want ek dink nie alles wat gebeur, word gedoen deur God nie. Ek dink baie van dit word gedoen deur jou. En soos iets slegs gebeur, soms is maar net bietjie dwaasheid gewees. En baie goed gebeur as gevolg van die verkeerde dinge wat klomp mense besluit in ons wêreld, maar ons weet God bly betrokke. Hy is nie ver en onafhanklik en jy weet, onbetrokke met hierdie wêreld nie, maar op watter manier is hy betrokke in jou maandag tot Sondag, in jou alledaagse lewe? Nou die manier waarop die Here betrokke raak, as jy dit wil ontdek, kan ons gaan na Genesis hoofstuk 1. En dan kom ons lees gou saam van vers 1 af. Dan wil ek vir jou ietsie uitwys daarso. So Genesis hoofstuk 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. En so is hierdie prentjie van eintlik chaos en verwarring en onbewoonbaarheid en donkerte wat daar was. Maar die Gees van God het oor die water gesweef. Toe het God gesê. God het gepraat. Toe daar chaos was, toe praat God. Toe daar donkerte was, toe praat God. Toe daar nie lewe was nie, toe praat God. Dit was die manier. Laat daar lig wees. En daar was lig. Die manier hoe God ingegryp het in donkerte was deur 'n woord. Nie deur geraas te maak nie, maar deur 'n woord. En dan gaan dit verder. In Genesis 1, daar's ten minste 10 keer waar daar gesê word, en God het gesê. Elke keer wanneer hy die volgende dag aankondig en dan eintlik die volgende ding skep, in die skepingsverhaal, hoe begin dit? Deur 'n woord. God praat, dis die manier hoe God betrokke raak en ingryp en skep in die wêreld waarbinne ons leef. En so vers 6, dan sê dit, toe het God gesê. En dan praat dit van die waters wat geskei word. Dan vers 9, toe het God gesê, en dan sê die waters in die land wat geskei word. En dan vers 11, toe het God gesê, en toe kom die plante. En toe het God gesê, en toe het hy die son en die maan gemaak, en die lig en die donker, sodat dag en nag kan wees. En vers 20, toe het God gesê, en toe het hy die visse en die voëls gemaak. En dan vers 24, toe het God gesê, en toe het hy die diere gemaak. En dan vers 26 het hy die mens gemaak. En sê, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers. En dan vers 28, dan het hy alles gemaak. Maar dan van vers 28, is dit die verhaal van God wat nie net praat en dinge gebeur nie, maar hy begin praat met sy skepping. Hy praat met ons, met die mensdom. En dit sê, toe het God hulle geseën en vir hulle, vir ons, gesê. God praat met ons. God praat met ons. Hy praat met die mensdom. En sê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit.
En net ietsie om gou in jou agterkop te hou, dan gaan ons later terugkom na dit toe. Maar toe God begin praat met die mensdom, omdat hy ons gemaak het met vryheid, het hy gesê en hy het gepraat. En die mensdom, Adam en Eva, kon geluister het, of ons kan kies om nie te luister nie. Maar God praat. Hy raak betrokke. Hy praat. Maar ons kan kies of jy gaan reageer of nie. Hou dit maar net in jou agterkop vir 'n bietjie later. Maar dan sien ons die verhaal gaan so 'n bietjie verder. En dis my so mooi om te sien reg deur die verhaal van die Ou Testament van God en sy volk, die Israeliete. Is hy konstant besig om te praat. Hy roep vir Abraham. Hy begin praat met Abraham. En 'n nasie word gebore. Hy spreek lewe daar waar daar eintlik maar dood was. Hy spreek 'n nageslag in Abraham en Sara se lewe in. En dan sit hier die verhaal van die Israeliete wat eintlik maar hulle verloor hulle way die hele tyd. Hulle raak 'n bietjie de mekaar. Maar konstant is God besig om in te gryp in die storie van Israel. Net soos wat Israel 'n storie gehad het, 'n life story. So het jy ook 'n lewensverhaal. Maar in hierdie storie, soos wat hulle fokus verloor het en aandag verloor het en vergeet het van die Here, elke keer kom gryp God in. Hy raak betrokke, maar die manier hoe hy betrokke raak is deur te praat. Hy roep vir Moses eenkant. En dan praat hy met Moses. En dan stuur hy vir Moses en hy sê die Here sê. En dan selfs deur iemand soos Moses, dan gee hy die wet en hy gee rigting in sy woord vir sy mense deur Moses. En hierdie verhaal gaan sommer net 'n bietjie verder, reg deur die Ou Testament, lees jy konstant van profete. Profete is God wat ingryp deur te praat. Elke keer wanneer God betrokke raak, dan praat hy. En hy praat deur sy profete. En hy spreek dan ook rigting, selfdissipline deur die profete. Dan deur die priesters spreek hy versoening. Hy verduidelik hoe versoening, vergifnis van sonde kan werk deur die priesters. Dan die res van die Ou Testament. Die Ou Testament is eintlik maar so opgedeel. In die Nuwe Testament sal jy gereeld sien dat Jesus verwys na die wet en die profete. Of jy weet, as hy skryf in die Nuwe Testament, dan sal hy verwys na die wet en die profete. Wat hulle bedoel is die Ou Testament. Die Bybel, vir hulle was nou nie Ou Testament, was net die Bybel gewees. En volgende week wil ek eintlik vir jou 'n bietjie vertel oor die Nuwe Testament en hoe die vroeë kerk besluit het op die 66 boeke wat ingesluit is in die kanon van skrif. Hoekom is sekere boeke ingesluit en ander boeke uitgelaat? Volgende week gaan ons 'n bietjie meer daar gesels. Maar in die Nuwe Testament, as hulle gepraat het van die wet en die profete, dan verwys hulle na die hele Ou Testament. En so God praat deur die wet, deur Moses, maar hy praat ook deur die profete en deur die priesters. En dan sal die gedeelte van die Bybel wat ons noem die wysheidsliteratuur. Die Ou Testament kan opgedeel word, die wet, die profete en die wysheidsliteratuur. En dis nou Spreuke en Prediker en 'n paar van die ander boeke wat ook in daai kategorie ingesit word, selfs psalms. Maar God praat deur wysheidsliteratuur, skep hy 'n goddelike perspektief sodat Israel 'n deel van 'n lewe kan maak. Hoe raak God betrokke in die lewe van Israel? Hy praat. Die wet, die profete, die wysheidsliteratuur. En so dis die Ou Testament. En dan kom ons natuurlik by die Nuwe Testament. En God hou aan praat. En ons gaan nou, nie volgende week nie, ek sê nou volgende week, maar die volgende keer as ek preek, dis oor 2 weke. So want volgende week is Israel hierso, nee. Okay, so dan gaan julle na hom luister, maar 2 weke van nou gaan ons aan met week 2 hiervan. Maar dan in die Nuwe Testament, dan kom Johannes, en hy kom verduidelik hoe God praat met ons vandag nog. En wat baie interessant is, en is 'n stukkie wat baie van ons nou goed ken in Johannes hoofstuk 1, ek gaan nou vir ons lees, maar wat jy moet verstaan in hierdie tyd 2000 jaar gelede toe Johannes geskryf het, en hy was baie slim geweest, omdat daai tyd was daar nie ChatGPT nie, die ouens het lank gedink voordat hulle elke woordjie neergeskryf het. Ons dink baie keer ons is baie slimmer as die ouens wat die Nuwe Testament geskryf het vandag, omdat ons tegnologie het. Maar eintlik was van hierdie ouens geniaal. Hulle het taal verstaan. Hulle het diep gedink oor die konsepte. En dis eintlik briljant hoe dit aan mekaar gesit was. Nou hierso is die fascinerende ding van Johannes. Wat hy verstaan het, is hy het geskryf vir die Jode as ook vir die Grieke. Van die Grieke wat toe nou Christene geword het. Nou die wêreldsbeskouing van die Jode was binne die wêreldsbeskouing van die Jode. As jy gepraat het oor die woord van God, het dit 'n bepaalde betekenis gehad. En die Hebreëse gedagte was Dabar Yahweh. En die woord van God, die Dabar Yahweh, die woord van God, wat dit eintlik maar
die betekenis wat dit gehad het vir hulle, dit was God in aksie. Die woord van God was nie eintlik inligting van God of inligting oor God nie. Dis waar ook al die woord van God gekom het, was daar beweging. Want hulle het Genesis 1 geken. Waar ook al 'n profeet opgedaag het en gepraat het, dan weet hulle iets gaan gebeur. So die woord van God was bietjie meer gekoppel aan die gedagte van die aksie, die ingryping, die beweging van God. En so Paulus en Johannes, skryf in Johannes 1, praat hy dan van die Dabar Yahweh, hy praat van die woord van God, maar die Jode wat dit gelees het, hulle dink aan die aksie van God, die ingryping, die betrokkenheid van God, né? Die Grieke, wat ook nou hierdie konsep gehoor het van die woord, in die Griekse wêreldsbeskouing was daar hierdie term, die logos, was die woord gewees. En dit was 'n baie populêre gedagte in Griekse filosofie. En logos het eintlik vir die Grieke maar beteken die logika van wat die hele al bymekaar hou. Dit is die beginsel van betekenis, waaroor alles gaan. En dit is 'n vreeslike filosofiese gedagte gewees. Dis hoe jy sin maak van die wêreld, was hier die logos gewees. En het baie geskryf oor die logos. Maar dan kom Johannes in hoofstuk 1 van Johannes, sy evangelie. Dan begin hy, en hy praat oor die woord van God. En hy weet, wanneer hy praat oor die woord, is daar die Jode wat dit lees, die Grieke wat dit lees, vir hulle beteken dit hierdie beweging van God, en vir die Grieke is dit eintlik die verstaan van die wêreld, sodat alles eintlik sin maak. En dan skryf hy Johannes hoofstuk 1. Nou kom ons lees dit gou saam. Nou imagine net gou, verbeel jouself net gou, jy is of 'n persoon met 'n Griekse wêreldsbeskouing, of jy's 'n Jood met 'n Joodse wêreldsbeskouing, en jy lees Johannes hoofstuk 1. Dan staan daar, in die begin was die woord daar. Nou vir die Jood het hy gedink, ja, die beweging, die aksie van God, die ingryping van God, dit was nie Genesis 1. Johannes 1 is eintlik 'n spieelbeeld van Genesis 1. Dis waarin Johannes gedink het toe hy Johannes 1 geskryf het. Vir die Griek dink hy, ja, die wat sin maak van die lewe was daar nog van die begin af. Die woord, dan sê dit, en die woord was by God. En vir die Grieke is dit soos, ja, natuurlik, reason, dit wat sin maak van die lewe, en sin, ja, alles wat sin maak in die lewe, is naby, is gekoppel aan wie God is, nee. Vir die Jode is dit natuurlik, dis mos nou God wat ingryp in die wêreld, was self by God. En dan sê hy in hoofstuk 2, en die woord was self God. Dan sê hy, okay, dis interessant. Die logos of die Dabar Yahweh is God self. Dit maak sin, dit is meer persoonlik. Hoofstuk 2. Hy was reeds in die begin by God. Sê het, okay, maar Johannes het nou die woord, die Dabar Yahweh het hy nou net 'n hy genoem. Sê, okay, dis interessant, dis dalk poëties. Jy weet, hy skryf hom hier asof die woord 'n hy is, en die logos noem hy nou 'n hy, en hy sê, okay, dis interessant, ek wil sien waartoe gaan Johannes met hierdie. Vers 3. Alles het deur hom tot stand gekom. So hy noem weer die Dabar Yahweh of die logos, noem hy nou 'n hom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. En in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En daai prentjie van Genesis 1 waar daar donkerte was, kom spreek God lig. En nou is dit net interessant. Ek dink as jy 'n Jood was of 'n Griek en jy lees hier, dan dink jy, yes, okay, Johannes het 'n profound gedagte oor die Dabar Yahweh, of oor die logos. Maar dan in vers 14, dan maak hy dit baie duidelik, wat hy bedoel met hierdie hy. Hy sê dit was 'n persoonlike hy. Vers 14 sê, die woord het mens geword, en onder ons kom woon. En dan verduidelik hy, dit was hy, die seun van God, Jesus. Jesus is die woord van God. As jy Johannes 1 lees, moet jy uiteindelik lees, in die begin was Jesus daar, en Jesus was by God, en Jesus was self God. Jesus was reeds in die begin by God. Alles het deur Jesus tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder Jesus tot stand gekom nie. In Jesus was daar lewe, en die lewe, Jesus, was die lig vir die mense. Die lig, Jesus, skyn in die duisternis kan hom nie uitdoof nie. Johannes maak dit duidelik, dat Jesus is die ingryping van God, die betrokkenheid van God in jou lewe, is Jesus Christus. Dis hoe hy betrokke raak, die logos, die rede, dit wat sin maak van die lewe, die kern is Jesus self. Nou, ek dink hoekom hierdie bietjie challenging was,
is vir die Jode en vir die Grieke, is wat Johannes hier sê, is dieselfde God, wat julle ken, wat in Genesis 1 gesê het, laat daar lig wees, en uit niks uit ontstaan daar iets, net omdat hy gepraat het, dis Jesus. Jy sien wat Christendom soveel anders maak, as al die ander godsdienste. As jy net gou wil gaan dink aan, sê maar aan Islam, as iemand of luister na Mohammed byvoorbeeld. Mohammed was die profeet. Jesus, sê ons, was nie eintlik net 'n profeet nie. Want wat doen 'n profeet? Selfs as al die profete in die Ou Testament. Die profeet bring die boodskap van God na die mense. Jy is die boodskapper. Elke godsdienst in die wêreld het 'n boodskapper, 'n figuur, wat die boodskap gebring het. En ja, so daar's 'n boodskapper, maar Jesus was veel meer as 'n boodskapper. Wat Johannes vir ons verduidelik, is Jesus was die een wat die boodskap gestuur het. Maar hy was ook die boodskapper wat die boodskap gebring het. En dan as jy die boodskap ontvang en jy maak hom oop, dan sien jy, die boodskap gaan oor hom. Hy is die een wat die boodskap gestuur het, hy is die boodskapper wat dit bring en hy is die boodskap. Is Jesus self. Dis wat Christendom anders maak. Dit gaan oor Jesus. Nou, hoekom hierdie belangrik is, ek weet jy dink seker, ek gedog ons gaan vandag praat oor hoe lees ek my Bybel. Dis hoekom dit belangrik is. Jy moet verstaan, Jesus was eerste daar, nie die Bybel nie. Ons lees die Bybel, nie omdat die Bybel, of ons lees die Bybel omdat die Bybel wys na Jesus toe. Omdat ons glo in Jesus. Dis waar die beginpunt is. Jy glo nie in Jesus, omdat die Bybel so sê nie. Jy aanvaar die Bybel, omdat die Bybel wys na Jesus toe. Hy is die woord van God. Dis persoonlike term. Nou, wat Johannes eintlik voorstel, is hy sê, Jesus is nie net 'n nuwe Moses of 'n nuwe Elia of so nie. Hy is die een wat die boodskap gegee het vir Moses en vir Elia. Ek wil vir eintlik nog 'n stukkie wys, en hierdie is een van my gunsteling dele in die Bybel, en dit is uit Matteus hoofstuk 17. En is so mooi oomblik waar Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes op hierdie berg neem. So kom ons lees dit gou saam, Matteus 17, vers 1 tot 5. Het sê, 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem, en hulle het op 'n hoë berg gebring, waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn, en met Jesus gepraat. Imagine gou dit. Imagine gou jy is Petrus, nee? En jy het groot geword, as 'n Jood, jy ken die Ou Testament, die hero onder die Jode, is Moses, hy is die groot ene. Hy verteenwoordig die wet. Dis eintlik 'n ander manier, soms in die Nuwe Testament sal verwys na Moses en die profete. Want Moses en die wet is maar dieselfde ding. Dis die wet van Moses, nee. Maar nou, imagine jy ontmoet vir Moses, en nou ontmoet jy vir Elia. Hy is die nommer 1 profeet. Hy was die wildste van hulle almal. En so Moses en Elia staan en praat met Jesus, wat jy nou net begin volg het. Hoe staarstrak moes jy nie gewees het nie. Dis is om 'n standaard 4 seentjie, wat mal is oor rugby. En hy ontmoet iewerste in sy midde dalk 'n springbokspeler. Springbokspeler is dalk hulle buurman of dis sy oom of iets, en hy begin bietjie, saam met hom rond te stap vir so rukkie, en een keer sê hierdie springbokspeler, hoorie, kom saam met my, daar's hierdie funksie, jy kan saam met my kom, maar jy is my +1, vir die standaard 4 seentjie, en hy gaan saam, en die tafel waar hierdie nuwe vriend van jou wat 'n springbok is, gaan sit, by daai tafel is daar net 2 ander ouens, dis Sia Kolisi en Rassie Erasmus. Hoe staarstrak moet daai seentjie wees? Ek bedoel, is great dat hy ken 'n springbok, maar hierdie is Rassie, en dis Sia. 2 World Cups, come on. Hoe staarstrak moet daai kind wees? Dis hoe Petrus gevoel het. Nou kyk gou wat doen Petrus. En dis hoekom ek sê, hy was soos die standaard 4 seentjie wat heeltemal staarstrak was. Want kyk wat doen hy. Het sê in vers 4, het sê, toe sê Petrus vir Jesus,
Hy klop op my skouer en sê, Jesus, het jy gesien? Dis Moses en Elia. Hy sê toe, Petrus sê vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. Dis asof hy weet nie lekker hoe om dit te sê nie. Soos, dis goed dat ons hier is. Dis baie goed dat ons hier is. Hy sê, Here, is goed dat ons hier is. As u wil, maar obviously, dit gaan nie oor wat Jesus wil nie. Hy wil baie graag hier volgende doen. Hy sê, as u wil, sal ek hier 3 hutte bou. Ek sal 3 tente hierso opslaan. Een vir jou, en een vir Moses, en een vir Elia. Hoekom sê hy dit? Want hy sê, Jesus, kan ons maar net hierso bly. Dis nou genoeg. Ons moet kyk hoe lang kan ons hier bly. Ek bedoel, Jesus, ek like om ek het nou saam hom begin stap, maar Moses en Elia, kan ons net 'n hut bou, dat ons net hier kan bly. Hierdie moment moet net nie verbygaan nie. Wens hierdie dag eindig nooit nie. En dan in daai oomblik, dan sê dit, terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi en 'n stem, 'n woord uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. En dan 'n oomblik net na dit, ek kan imagine Petrus lê daar op die grond. Hy's geskrik vir die lig wat nou net gebeur het en gepraat het met hulle. Toe sy disippels het hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom. Dit is my so mooi. Hy raak aan hulle. Hy het hulle aangeraak en gesê, staan op, moenie bang wees nie. En toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. As jy die Bybel lees en jy sien enigiets anders as Jesus, lees jy hom verkeerd. Ek wil dit sommer net spesifiek sê oor die boek van Openbaring. As jy die boek van Openbaring lees, en jy sien enigiets anders as Jesus, dan lees jy hom verkeerd. Hulle het opgekyk en hulle het niks anders gesien nie. Hulle het vir Jesus. As jou Bybel lees jou nie lei na Openbaring van Jesus nie, dan lees jy hom verkeerd. Dis wat jy gaan soek as jy hierdie Bybel lees. Dis wat hom relevant maak. Jy sien Moses, die rede hoekom hierdie gebeur het, hoekom God dit so gedoen het, en hoekom kies hy vir Moses en vir Elia, want Moses verteenwoordig die wet. Elia verteenwoordig al die profete. Die manier hoe hulle gepraat het, is die wet en profete, is die hele Bybel. So wat God eintlik hier sê, ek sit die hele Ou Testament langs aan Jesus. Die Ou Testament is besig om te praat met Jesus in persoon. En dan vat ek hulle weg en sê ek, dis hy. Hulle almal was net besig om te wys na my seun, Jesus. Jesus is die een wat die boodskap gestuur het. Hy is ook die boodskapper, en as jy die boodskap hier oopmaak, dan sien jy, dit gaan oor hom. Hy is die boodskap. So hier is nou weer net gou terug by my vraag, waarmee ek begin het vanoggend, is hoe gryp God in jou lewe, môreoggend? Hoe raak God betrokke? Ek praat nie net, en ek weet, die Here gryp in, ons almal het dit al beleef, op bonatuurlike maniere. Soms is daar net hierdie bonatuurlike voorsiening, en of 'n genesing, of daar's maniere hoe God op 'n onverwagse manier soms ingryp in ons lewe. Maar ek dink daar's 'n manier hoe God op 'n baie eenvoudige manier betrokke raak in ons lewens. Ons mis dit net, want dit is so doodgewoon. Dit is nie buitengewoon nie. En hoe is dit? Hy praat met ons. Dieselfde God wat gepraat het in Genesis 1, lig en duisternis ingepraat het, orde en chaos, praat vandag nog met my en jou. Hoe praat hy met jou vandag? Dis die woorde en die werk van Jesus Christus. Jy het toegang daarna. Jy kan die fisiese woorde van Jesus lees. Dit is die woord van God, die Dabar Yahweh. En dit wat sin maak van die wêreld, die logos. Jy kan dit lees. Nie net die lewe nie, maar die karakter van Christus is vir jou gegee. Jy kan daarna kyk en tyd spandeer daarmee. En toelaat dat God ingryp in jou lewe. Die vraag is nie eintlik of God praat nie. Die vraag is, luister jy? Is jy besig om te reageer? Ek wil 'n vinnige storie vertel. So einde laas jaar, dit was al so November, jy wil nie te sleg dink van my nie, maar toe breek ons geyser. Nou as 'n geyser breek in Bloemfontein in die somer, dan negotiate jy so bietjie. As hy in die winter breek, dan het jy hom vanmiddag al klaar reggemaak, nê?
Maar ek is maar een van daai, weet, goeie mans, gewone mans, maar as dit nie somer is, dan vat jy 'n bietjie langer. En my vrou is nogal taaf, en ek onthou, ek sê vir haar, Jesus, ek is jammer liefie, dis nou, ek weet, nou 3 dae, is nog nie gefiks nie, of wat. Sy sê, toe maar is alright, ons spaar 'n bietjie krag, maar sy is eintlik maar net besig om 'n amazing vrou te wees, maar sy is taaf ook, sy is baie tawer as wat ek is. En sy sê, weet jy wat, koue storte is in elk geval goed, ons moet nou navorsing oor dit. En ons sê, ja nee, okay, cool, ons spaar 'n bietjie geld, maar naderhand word die 3 dae so 3 weke. En as dit nou nie meer so snaaks, ja, ek dink julle dink baie sleg van my nou. Ek wil julle liewer nou al teleurstel. Vroeg in die journey, het julle weet, hier is nie 'n great ou nie. Maar toe word dit so 3 weke, die weer was goed gewees, en toe is nou nie meer so snaaks nie, vir my vrou nie. En toe gaan praat ek nou maar met 'n vriend. En ek sê vir hom, hoorie, my geyser is gebreek. My huwelik is in die moeilikheid. Jy moet my help. Ek soek iemand om in te gryp in my situasie. Daar's 'n bietjie spanning in my huwelik. En so ek gaan na my vriend Nicholas. Hy's in ons kerk. Hy's 'n elektriese ingenieur. En jy het eintlik nie 'n elektriese ingenieur nodig om jou te help nie. Dis lyk my heel eenvoudig, maar ek's 'n pastoor. Ek weet nie baie van ander goed nie, nê. En so ek praat met Nicholas en hy sê, "Abel, ek's lief vir jou. Ek wil hê jou huwelik moet floreer. Ek gaan jou help dat jy jou geyser kan regmaak. Maar dit is belangrik. Ek gaan jou help dat jy jou geyser kan regmaak." En so hy verduidelik toe vir my, dit kan een van 3 goeders wees. Termostaat, die element of daar's 'n elektriese fout. As daar 'n elektriese fout is, moet dit nie self doen nie, jy gaan jouself seermaak. Dan gaan jy iemand bel. Maar ek gaan jou help dat jy net gou gaan uitfigure, is dit die termostaat of is dit die element. En so hy verduidelik vir my, weet jy hoe om op jou dak te klim? Ek sê, ja nee, ek weet. Gaan na jou geyser toe, maak hom oop, hy verduidelik vir my, hy wys my waar kan ek 'n YouTube video kry, maak die ding los, tap eers die water uit, dis nogals belangrik, en jy maak hierdie ding los, jy haal hom uit, en dan dis hoe jy hom toets, en hy verduidelik vir my alles, en dan ry jy eers hierdie ding, as nie dit is nie, dan moet dit wees, en as nie dit is nie, dan moet jy my bel, want dan moet iemand anders jou kom help met die elektriese fout. Hy verduidelik dit toe vir my. Nou, veronderstel, ek gaan huis toe, en ek sê, baie dankie Nicholas, Nicholas het my gehelp. En ek gaan huis toe, met hierdie kennis wat hy my gegee het, hierdie ingrypende kennis van hom, en dan gaan bestudeer ek daai kennis. Ek gaan skryf dit neer, wat Nicholas vir my verduidelik het. En ek gaan dink oor wat hy my verduidelik het. Ek mediteer daarop. Ek nooi 'n paar vriende, en ek kom hou 'n Nicholas studie. Ek sê vir hulle, kom kuier by my, want ek het iets om te deel met julle. En ons praat oor wat Nicholas vir my geleer het, oor hoe om 'n geyser reg te maak. Wat gaan die resultaat wees? Ek gaan nog steeds koue storte vat. Is nog steeds spanning in my huwelik, nee. Want totdat ek nie gaan doen wat Nicholas gesê het nie. Hier is die vraag, as ek nie op die dak klim en begin doen wat Nicholas gesê het nie, het Nicholas ingegryp in my lewe? Of nie? Dat is eintlik ja en nee. Het hy betrokke geraak? Al van sy kant af het hy. Beleef ek die ingryping van Nicholas in my lewe, as ek nie reageer daarop nie? Nee. Ek dink soveel van ons, soms voel ons bietjie mismoedig, want ons voel, Here, waar is U? Raak betrokke in my lewe. Maar die Here wil praat met jou elke liewe dag. Die ding is, luister jy, dis die vraag. Soms is dit nie dat die Here nie geïnteresseerd is in jou nie, is eerder andersom. Is die Here betrokke in ons lewens vandag? Hier is die bewyse daarvan. Hy het baie moeite gedoen. Sy Heilige Gees het baie moeite gedoen, deur mense, reguit hou deur kromstokke geslaan, sodat jy hierdie boek in jou hand kan hou. Dis die manier, dis die primêre manier. Ek dink die rede hoekom ons nie altyd dit so baie waardeer nie, is omdat dit so gewoon is. Dis te maklik. Dis te maklik vir ons. Maar die Here gryp in ons lewe, hy raak betrokke, en dis deur sy woord. Matteus 7 vers 24 tot 27 sê Jesus het net so, en dis nou Jesus so baie gepraat het oor sy beginsels, die koninkryksbeginsels, Matteus 5 tot 7, en dan sê hy, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel, kan vergelyk word soos 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het.
wat my hoor en daarvolgens handel. As jy wil hê die Here moet betrokke raak, luister en reageer. Dis wat dit is. Dis meer as, die rede hoekom ek hierop wil klem lê, en oor 2 weke gaan ons bietjie verder met hierdie, maar dit is so belangrik, die manier hoe jy die Bybel lees, is nie kennis nie, is nie inligting nie. Dit help nie, is baie slim nie, jy weet baie van die Bybel nie. Het gaan oor hoe responsive is jy teenoor dit. So kom, die Bybel is vir mense, jy hoef nie baie slim te wees om die Bybel te kan verstaan nie. Die vraag is, die bietjie wat jy verstaan, wat doen jy met dit? Dis die belangrike deel. Die manier hoe die Bybel se inligting werk, is jy moet dit leef. Dallas Willard, hy sê dit my op 'n mooi manier, hy sê die koninkryk van God, en eintlik die woorde van Jesus, werk so, jy gehoorsaam dit, en dan kom jy agter is waar. You obey the words of Jesus, and then you find it to be true. Dis nie iets wat jy net gaan oortuig, en dan weet jy dis waar nie. Gewoonlik doen jy dit, en soos wat jy dit doen, dan kom jy agter, dit werk actually so. Is meer geseënd om te gee as om te ontvang. Dit is so. Dit gaan my vry maak as ek vergewe. En dan vergewe jy, want dit maak nie vir jou sin nie, maar jy vergewe, en nadat jy vergewe, dan sê jy soos, nou verstaan ek. We obey the words of Jesus, and then we find it to be true. Die Bybel se krag, die ingrypende krag van die woord, lê in ons reaksie. Of jy dit deel maak van jou lewe of nie. Ek wil vandag net, laaste punt, net bietjie praktiese hulp vir jou gee. As jy wil groei in jou lees van die Bybel, wil ons jou graag help oor die volgende maand as 'n gemeente. En so ons het moeite gedoen, die volgende maand raak ons 'n bietjie meer prakties, en ons wil jou graag help, en dit bietjie praktiese hulp wat ek graag vir jou wil gee vandag. Heel eerstens is skep 'n ritme. Hierdie reeks se naam is praat oor skrif, maar dit gaan eintlik oor Rhythms of Grace. Dit is ritmes vir genade. Ons skep ritmes in ons lewe. So byvoorbeeld om op 'n Sondagoggend nêrens anders te wees as by die kerk nie, is maar net 'n ritme, en daai ritme gee nie vir jou genade nie, maar dit maak jou bewus van die genade wat jy reeds het. Jy verdien nie jou genade as jy in die oggend opstaan en jou Bybel lees en bid nie. Sien waar jy genade verdien nie. Dit maak jou net bewus van die feit dat daar genade oor jou lewe is. En so dis ritmes wat ons in plek stel, om ons te herinner van die genade waaronder ons leef. En dis wat ons jou wil aanmoedig, oor die volgende maand wil ons juist mekaar aanmoedig, om 'n ritme te skep, van Bybel lees en bid. En so saam met dit, ek weet nie of het ons reeds uitgedeel, of gaan ons dit na die tyd uitdeel, of deel ons dit nou uit, jy het klaar gekry, daar sê. Hierdie kaartjie, is maar net ietsie wat jy in jou Bybel kan sit. Dis 'n lekker plekhouertjie, maar dit is 'n leesplan wat jy deur die Nuwe Testament vat. En so dit gaan jy dalk nou, nog 'n hele jaar vat om daar deur te werk, en dan kan jy dit nou afcheck. Maar dit is sommer net iets om jou te help, om jou aan te moedig om deur die woord te lees. Op dit is daar 'n acronym, ek weet nie wat se acronym in Afrikaans, akroniem, wonderlik, daar sê, 'n akroniem, wat sê Daily Bread. En die bread, ek wil dit gou vir jou verduidelik, die B beteken be still, en die rede vir dit is, onthou as jy gaan sit met die woord, dis nie kennis wat jy opdoen nie, dis nie 'n boek wat jy lees nie, jy is besig om tyd te spandeer met die woord van God, en die woord van God het 'n gesig en het 'n naam, sy naam is Jesus. En so ons word stil, om tyd te spandeer met God, en die Bybel help ons om tyd te spandeer. So jy begin by, word stil, voordat ek lees, word stil, en dan is dit die R, ons lees. Onthou nie, die Bybel is 'n doel tot 'n middel tot 'n doel. Die doel is verhouding. Die Bybel is nie die doel nie, dis net 'n middel tot 'n doel. Verhouding is die doel. So ons word stil. Tweedens, dan lees ons. Ek wil jou maar net aanmoedig, ek sê altyd, a verse a day doesn't keep the devil away. Moenie net settle vir 'n versie 'n dag nie. Lees 'n hoofstuk. Werk deur die woord. So kry jy 'n leesplan soos dit. As jy iets vind in 'n hoofstuk en jy lees 4 dae dieselfde hoofstuk oor en oor, dis goed, want jy is besig met verhouding. Maar werk deur jou Bybel stelselmatig. En ek wil leesplanne met 'n versie hier en 'n versie daar is great, maar iewers moet jy sistematies deur jou Bybel lees. My ander aanmoediging met dit in terme van read is lees jou Bybel uit 'n fisiese Bybel. Kry vir jou 'n geprinte Bybel, want 'n foon is 'n distraction. Daar's te veel WhatsApps en e-mails en SuperSport app, die cricket score kan kyk wat ook daarso op is. So kry vir jou 'n fisiese Bybel en werk met dit. Raak ontslaaf van die distractions. En dan as jy nodig het, kry vir jou 'n studiebybel. 'n Studiebybel is 'n baie goeie belegging vir wat dit kos en wat jy kry daaruit.
is dit eintlik nie so duur nie. Studie Bybel help jou soms net, dit gee vir jou 'n bietjie 'n verklaring. En so as wil jou aanmoedig, gaan sit en sak diep in die woord. Dan die E, nadat ek 'n stukkie gelees het, ek worstel lees 'n stukkie, is daai gedagte van encounter. Dit gaan nie oor inligting nie. Dan stop jy en jy vra, Heilige Gees, wat probeer U vir my sê hierdeur? Party dalk kry jy niks, meeste van die dae gaan jy iets kry. Jy encounter, jy is besig om te praat, sê, wat wil U deur hierdie vir my sê? I'm encountering Jesus. En dan die A, vra jy vir die Heilige Gees, hoe moet ek hierdie gaan toepas vandag? Wat doen ek daarmee? Wil dit nie net hoor nie, maar ek wil dit gaan doen. Dis die apply, en dan laastens, devout beteken maar net bid. Bid is belangrik. Bybel lees en bid, as jy net tyd het vir een van die twee, bid net. Want die Bybel is 'n middel tot 'n doel. Bid is die doel. Dis verhouding, dis waar dit gaan. So hopelik bless hierdie jou, ons gaan jou weer daarvan herinner volgende week. En met dit, Jaco, julle is welkom vorentoe te kom. En as 'n gemeente wil ons jou graag bless, net oor die volgende 4-5 weke. En in ons selgroepe, dink ek het ons reeds, hierdie week begin ons met 'n kursus, wat ons in ons alle selgroepe doen, wat gaan oor hoe om die skrif te lees. Dis 'n video kursus wat ons kyk, en dan gesels ons daaroor in ons groepe. So maak seker julle connect bietjie met Christo, en maak seker dat jou groep ook saam met ons dit kan werk, en met dit gaan ons ook sommer net op ons inligtingsgroepe of met die selgroepleiers, is daar wonderlike podcast of 2 wat ons ook vir julle sal deel. Dis alles resources wat jou kan help oor hoe lees ek my Bybel op 'n nuwe manier. En dan met dit wil ek julle vra om te staan, en dan gaan ons afsluit. So belangrik dat jy verstaan vandag, dat die woord van God is nie 'n boek nie, dis 'n persoon. Maar hy praat, hierdie persoon praat met ons, en hy het vir jou 'n Bybel gegee. Dis my diepste begeerte, is dat jy so lief sal raak vir jou Bybel, en dat jy die Here sal beleef. En die vraag is nie of die Here belangstel nie, die vraag is ons responsive? Luister ons, as jy elke dag jou Bybel lees, en jy bid en jy vra vir Here, maak dit toepaslik in my lewe, dan gaan jy God se betrokkenheid in jou lewe beleef elke dag. God kan betrokke wees in jou lewe elke liewe dag, deur sy woord, deur sy stem. Jesus, dankie dat U met ons gepraat het. Maak ons harte oop. Dankie vir hierdie geskenk wat U vir ons gee, sommer net in die Bybel. Maar dankie dat U reeds met ons gepraat het, en dat U wil aanhou praat, dat soos wat ons die skrif lees, dat U op daai dag opnuut praat met ons, en dit toepaslik maak, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons worship.